Daar is 'n paar vrae wat ons graag wil hanteer voordat ons met die lesing begin. Ek sien daar het vrae laat ingekom wat ons nou nog nie opgetel het nie, so die van die wat vanaand vrae ingegooi het, ons sal dit definitief môre aand hanteer. Ons gaan elke vraag beantwoord. Die eerste vraag, Openbaring 6, die 4 perde, en dan sê dit die koms van die seun in Openbaring 22, is dit die wederkoms? Is dit 1 of 2 komste? Ek dink daai vraag het ek net nou met die persoon self bespreek. En ek weet hy gaan nie saamstem nie, of nog nie. Maar die wederkoms is een gebeurtenis. En die wederkoms is voor die millennium. Nie na die millennium nie. Daar is nog 'n koms na die millennium, maar dit is verskillend van die wederkoms. Hulle moet geskei word. By die wederkoms raak die Here die aarde nie aan nie. En die afgestorwenes wat opgewek word en die wat oombliklik verander word, so sê Tessalonisense, gaan die Here tegemoet in die lig en dan gaan hulle hemel toe. Na die millennium kom die hele nuwe Jerusalem plus die Here af en dan raak hy die aarde, dit word 'n groot vlakte, die nuwe Jerusalem daal neer en dan vind 'n tweede oordeel plaas, die oordeel van die onregverdiges. Baie dankie vir daardie antwoord. Die volgende vraag, as daar 3 is, voor wie buig u hoof? En dan is daar 'n aanhaling, ek is 'n jaloerse God, Seun, Vader of Heilige Gees. As die 3 een is, maak dit saak. Dis my antwoord. Volgende vraag, wat word bedoel met die volgende? Die geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die aanhaling waarskynlik uit Efesiërs 6. Ja, wie is die een wat aanhits tot alle boosheid? Satan. So, wie is die een teen wie ons moet waak? Satan en al sy bose engele. En ons geveg gaan teen geestelike magte wat alles in hulle vermoë sal doen, dat jy nie die koninkryk van die hemel sal beerwe nie. Want hy gaan dit nie beerwe nie, en hy wil nie, jy moet dit beerwe nie. So op die hoede, as mense wat glo, dat hulle bestand kan wees, teen Satan op hulle eie, hulle kan nie, niemand kan nie. Die Bybel sê, Lucifer is slimmer as Daniel. Jy moet maar afhanklik bly van die Here, heeltemal afhanklik. Baie dankie. Die volgende een, in respect to a sinless life, is it possible to consistently and continuously walk in the meeting of dichotomy of our fallen nature and God's perfection? For example, Enoch and Elijah, and so escape physical death. Do you want me to answer it in English? Yes, I think so. It's an English don't mind. question. There will be those at the end of the days that will see the coming of the Lord without seeing death, because Paul says so. He says there will be a resurrection and there will be those who will be changed in a moment, in the twinkling of the eye, and this corrupt individual, corruption must put on incorruption. So yes, there will be people who will be translated like Elijah was translated without seeing death. Now, the question of dichotomy, whether I'm walking with a sinless nature or a sinful nature, is one that is a very tricky question to answer, and there are extremes of liberalism and perfectionism on that one. I would like to say that the boat, which is the church, has both of those components, or a whole spectrum of those components, and as the one climbs out of the boat and builds a plank on the side of liberalism, so the other one will build a plank on the other side to balance the boat, and in the end nobody's in the boat, they're all sitting on gangplanks either side. Get into the boat. So, will I be perfect? Will I not be perfect? Let me put it to you this way. I am extremely distrustful of self, but I am extremely trustful of Christ. Thank you. Excellent answer.
The next question, hoekom is dit belangrik om te weet van hierdie geheime organisasie? Hoe beïnvloed dit my lewe? Dit is absoluut onnodig om dit te weet. Dit gaan absoluut nie een iota verander aan die saligheid nie. Al het jy al die kennis en al weet jy elke geheime woord en elke geheime handdruk, het dit geen effek op die saligheid nie. Niks. Maar, en daar is die maar, as dit die Bybel bevestig, dat die hele wêreld agter die vyand van die Here aanloop, en as dit my oë rig op die vyand, en ek oppas, en kyk, wat maak hy, dan kan ek dalk 'n struik vryspring. Dis die een voordeel. So die Bybel sê, moenie die profeseë verag nie. Moet hulle nie verag nie. Die profeseë gaan my nie help nie, maar hulle sê vir my waar ek in die stroom van tyd staan. En dit kan my aanmoedig om my verhouding met die Here te verdiep en 'n werklikheid te maak. Want ek sien dat dit wat hy gesê het waar is en die Here word vir my 'n realiteit, nie net 'n spookasem nie. Maak dit sin? So, dis hoekom dit belangrik is om dit te weet. En dan is daar nog 'n rede. Mense kyk in die wêreld en hulle sien wat gebeur en hulle raak moedeloos. Hoeveel mense pleeg selfmoord in hierdie land? Hoeveel gesinsmoorde het ons in hierdie land? Want mense sien daar's geen hoop nie. Dinge word slegter en slegter en slegter en hulle voel die enigste uitweg is maak einde. Maak einde. En as jy die profeseë ken en jy sien hierdie dinge gebeur, dan sê die Bybel, lig op jou oë, want jy weet dat jou verlossing naderkom. Is dit nie so nie? So dit kan die instelling van die persoon verander. As ek weet, die Bybel het gesê, hierdie dinge gaan gebeur net voor die wederkoms, en nou sien ek hierdie dinge gebeur almal, nou, dan het ek twee opsies. Ek kan 'n koeldie in my kop sit en sê, kan dit nie hanteer nie. Of ek kan sê, wow, die koms van die Here is naby. Maak nie saak wat hulle aan my liggaam doen nie, of aan my omstandighede doen nie. Ek weet, as ek vertrou op die Here, my brood en water is gewis. My God sal aan al my behoeftes voorsien. En mense skep moed. En ek kan vir julle sê, duisende mense het al na my toe gekom en gesê, ek het geen hoop meer gehad nie. Dankie. Vir hierdie lesings, wat niks beteken nie, want het is onnodig om het te weet, vir saligheid. Ons net Jesus ken. Baie dankie. Die volgende en weer Engelse vraag. The bronze statue with a kiss or licked right toe, is that of St. Peter or Simon Magus? Eintlik kom dit direk uit die tempel van Jupiter. Die oorspronklike sit in die Vatikaan en al die namaaksels sit in al die kerke. Dit is heidensaanbidding, dit is Jupiter, maar hulle het hom net 'n ander naam gegee. Hulle sê, dis Petrus. Dit is baie maklik. En Petrus, wie is hy? Hy is die Petra, die PTR, en hy kom van Simon Magus af. Baie dankie. Sou iemand byvoorbeeld 'n leengees of enige ander gees in hom hê, wat is die beste, die maklikste manier om daarvan ontslae te raak? Is dit nodig om opgeleid te word om geeste in Jesus se naam uit te dryf? Goed, nou moet ek mooi versigtig antwoord, nee. Want ek wil nie op tone trap nie. Daar's twee dinge wat ons kan doen. Ons kan gaan en ons kan die geeste konfronteer. En dan staan ek in die gevaar om te dink dat ek in 'n magsposisie is. Dis die een moontlikheid. Die Bybel sê, die waarheid maak jou vry. En dis vir my verstommend dat elke
tweede persoon bevry word van al hierdie dinge, terwyl hulle nie die waarheid aanvaar nie, en voortgaan met hulle lewe asof daar niks gebeur het nie. En ek self in my eie lewe, as julle my lewensverhaal ken, het geweldig baie te make gehad met demoniese aktiwiteite. En ek kan vir julle sê, die waarheid maak jou vry. En as jy jouself plaas onder Jesus Christus, hy sal die demone verdryf. En al lyk dit soms asof Satan op jou spoor is, geloof vereis dat jy vertrou dat die Here die saak in sy beheer het. As dit nie so is nie, dan het jy nie geloof nie. Dan wag jy vir 'n towerstaf. Geloof is nie 'n towerstaf nie. Geloof is 'n prinsip. Baie dankie. Die volgende vraag is lank, so ek gaan hom opsom. Die charismatiese kerke maak baie gebruik van slain in the spirit. Hierdie op sigself verrig wonders en baie ongelowige mense kom tot bekering en ontmoet God. Is daar volgens u mening fout hiermee, en as daar is, wat? Is daar 'n beter manier om 'n ongelowige geestelik wakker te maak? Wat stel u voor? Die Heilige Gees sal jou lei in alle waarheid. Daar is 3 definisies van waarheid in die Bybel. Net 3. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As jou geloof nie Christosentries is nie, dan is dit nie die waarheid nie. Die tweede een is, my woord is, die woord is waarheid. Die woord is die maatstaf van wat reg is en van wat verkeerd is. Die woord is waarheid. En dan is daar nog 'n definisie in Psalm 119. Sy wet, al sy gebooie, as ek reg onthou is dit vers 115, is waarheid. Want die Here is koning, en dan het hy 'n gesag, en die gesag is sy wet. En hy is jou verlosser, hy is die weg, hy is die deur. En dan het hy vir ons sy woord gegee. Dis die prinsipe waar volgens alles moet fungeer. En as jy nou so daaraan dink, waar het hierdie manifestasies eers begin? Hulle het eers begin na die 1960s, na Vatikaan II. En dis vir my problematies, wat van al die ander kerke in eeue voor die tyd, toe dit rustig gegaan het, het hulle nooit die Heilige Gees beleef nie? Is dit net hierdie generasie? Is die Heilige Gees luidrigtig, of is die Heilige Gees soos 'n duif, sagmoedig? Dit is vrae wat ons onsself moet vra. Nou ek het geen twyfel nie dat die Here se kinders reg oor die wêreld in al die kerke sit nie. Want die Here ken die hart, is dit nie so nie? Maar daar kan nie meer as een waarheid wees nie. Daar kan net een waarheid wees. En die Heilige Gees se taak is om ons te lei in alle waarheid. Baie dankie. Die laaste vraag vir vanaand: hoe word daar vandag bepaal dat die Sabbat op 'n Saterdag val, as 'n mens in gedagte hou dat in Jesus se tyd daar nie name vir die dae was soos vandag nie? Daar was nie name soos die heidense dae wat ons nou het nie, soos Maandag is die dag van die maan en so aan. Vrydag is Friga, en Balderdag en al hierdie dinge, en Sondag, dag van die son, en Saterdag, Saturniendag, so hulle het die Romeinse name gekry. Maar dit het niks gemaak aan die siklus van die week nie. Die Jode het hom getel van Sabbat. So dit was Sabbat. Eerste dag na die Sabbat, tweede dag na die Sabbat, derde dag na die Sabbat, vierde, vyfde, sesde dag Sabbat. So, hulle het hom nommers gegee, so daar het niks verander nie. En as mense wil weet of die Sabbat verdwyn het, as hy ooit verdwyn het, dan is hy elke keer weer ingestel. Hy is ingestel in Eden, en die Here het gerus op die 7de dag. So is nie 'n Joodse dag nie, hy is daar ingestel in Eden. En dan sou hy verlore geraak het,
is hy dan weer ingestel toe die Jode uit Egipte uitgehaal is. Want op elke Vrydag het dat dubbel soveel manna geval. En die Here het hulle gelei in daai woestyn met 'n wonderwerk. Elke enkele Vrydag het hy 2 dae gehou, die res van die week het hy net 1 dag gehou. So die Here het die Sabbat daar ingestel. Sou hy verlore geraak het tussen daai tyd en die tyd van Christus, dan is dit baie duidelik in die Bybel dat hy ingestel is daar by die graf en by die kruis en by die opstanding. Want die Bybel sê baie duidelik dat hy gekruisig is, gerus het in die graf en dat die disippels gerus het volgens die gebod en op die eerste dag van die week, die dag na die Sabbat, het hulle na die graf toe gekom en hy was leeg. Is dit so? So daar is hy ingestel. En toe die Juliaanse kalender al reeds bestaan. Die Juliaanse kalender het oorgegaan na die Gregoriaanse kalender, sonder dat daar 'n verandering aan die siklus van die week gemaak is. Daar's net 'n verandering in die datums gemaak. So op die een dag was dit die 10de en op die ander dag was dit 14 dae later, of 14 dae, maar dit het nog steeds gegaan van 'n Woensdag na 'n Donderdag. So daar was nie 'n verandering in die siklus van die week nie. En daai kalender is kontinu, so nog nooit het die Sabbat verlore gegaan nie. Daar was 'n laaste mondelingse vraag wat ingekom het. Die Jesuïte, in verband met hulle, waarvoor staan die woord Jesuïte en waar kom hulle vandaan? Die Jesuïte staan vir the Society of Jesus. En as ons kyk na hulle beloftes wat hulle maak, is dit daarom 'n wonderlike naam, né? En ek glo nie hulle is die gemeenskap van, of die organisasie van Jesus nie, hulle het 'n ander leier. En as 'n katholieke orde wat gestig is met die doel om protestantisme te vernietig, die wêreld onderdanig te maak aan die oppergesag van die paus. Baie dankie. Diegene wat se vrae nog nie vanaand aangehou is nie, definitief môre aand sal ons daarby aankom en as daar genoeg vrae is, gaan ons miskien julle aand toewy aan 'n vraag en antwoord sessie, so ons sal dit mettertyd evalueer. Neem net kennis dat oor die naweek gaan daar nie net 1 lesing wees nie, maar 3. Saterdag en Sondag 11:00, 4:00 en 6:00. En van Saterdag aand af gaan die lesings ook nie opgeneem word nie. Die lesings wat gaan oor die hervorming. So ons hoop dat u weg oop sal vind om hier te wees. Professor Veit, weer eens baie welkom. Ons is dankbaar dat u vir ons 'n aanbieding kan doen en die Here is met u vanaand. Baie dankie. So terloops, daai lesings oor die hervorming het meer te doen met nou as met toe. Dis juist die punt. So dis nogal aktueel, dink ek. Goed. Agter die skerms. Ek het gister gesê dat die Jesuïte orde dit ten doel gehad het om die hele wêreld te onderwerp aan die oppergesag van die kerk. En daar's 2 aspekte van hierdie oppergesag. Die een is polities, want kerk en staat moet saamwerk, soos wat dit in die middeleeue was, en die ander ene is geestelik. So dan moet 'n groot dramatiese verandering plaasvind in die geestelike wêreld en in die politieke wêreld om daardie profeseë te vervul. En vanaand gaan ons kyk na die politieke wêreld. En weer eens, wat het dit met my saligheid te maak? Absoluut niks. Absoluut niks met my saligheid te maak nie. Maar dit kan my laat verstaan hoekom dinge is soos hulle is, en dit kan vir my hoop gee, want die Bybel het voorspel dat dit so sal wees. En ek het 'n vrou, dis 'n kerk, sien sit op die skarlaken dier met die naam van godslasterlik op haar. Openbaring 17 vers 3. Nou, al die hervormers het gesê wie dit is. Almal het gesê, dit is die kerk in Rome.
En hulle het die draak aanbid, wat sy mag aan die dier gegee het, en hulle die dier aanbid en gesê, wie kan soos hy wees? Wie kan oorlog teen hom voer? So die konings van die wêreld het voor hom neergebuig. En om oorlog te maak teen hom, is 'n baie gevaarlike ding. Soos enige land, wat die kerk se oppergesag verwerp het, uitgevind het. En soos ons ook voel. En dan sê Openbaring 17 vers 2, dat die konings van die aarde met haar gehoereer het. Nou in die Bybel is hoerasie afvalligheid teenoor God. Met ander woorde, jy aanbid iets anders, iemand anders in die plek van God. Jy gaan vreemd. Die Bybel het vir ons riglyne gegee. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hoeveel mense kom na die Here toe behalwe deur hom? Niemand nie. En hier is 'n ander middelaar wat sê, hy kan ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die hemel toe behalwe deur my nie. En nou sê die Bybel dat die konings van die aarde met hierdie vrou hoereer. Vrou is 'n kerk. Die reformatie het duidelik gesê, dis die kerk in Rome, en nie net sommer so uit die vuis uit nie, oortuiging, Bybelse profetiese oortuiging. En as ons kyk na die pausdom, dan is dit so dat die konings van die aarde met haar flankeer. En dit maak nie saak wie hulle was nie, of wat hulle is nie, of dit nou die vorige Sovjet-Unie was, of dit die huidige FSA was, of dit Fidel Castro was. Hy gee voor dat hy anti-kerk was. Nee, hy het sy galdeer langsom. Vader Lorento, hier staan hy. Sê vir hom, elke dingetjie wat hy moet doen. En dan gee hy sy mooi tekentjies, sy Vrymetelaar tekentjies, hy is mooi beïnvloed. Wherever a totalitarian movement erupts, wherever communist or Nazi fascist, a Jesuit can be found in the role of advisor or leader. In Cuba, it was Castro's father, Armando Lorento. So daar is dit. Elkeen, ek het julle mos gesê, elkeen het die galdeer hier langsom. So daar was sy galdeer. En die konings van die aarde, as hulle na die wit geklede paus toe gaan, onthou daar's 'n wit paus en 'n swart paus. Die swart paus is die hoof van die Jesuïte orde, hy dra altyd swart, en die wit paus dra wit. En hier is die Bilderberger gemeenskap, Lord Carrington en Prins Philip, en die koningin Elisabeth, en hulle is baie gelukkig by die paus. Koningin Elisabeth van die eerste is geëkskommunikeer, sy is voelvry verklaar, enige iemand sou haar kon vermoor het. Maar hierdie ene, sy is welkom by die Vatikaan. En sy dra die klere van die swart, want hy is mos die een van die wit. Sy is die hoofkoningin van die Bilderbergers. En dis hoekom al die druïdiese sterre en rocksterre en al die snaakse mensdom tot ridder geslaan word daar in Fraai Engeland. En die prinse van die wêreld en die godsdienstiges van die wêreld is ook by hierdie vrou. En hierdie man daar sê, hy wil nie meer die beskermheer van die geloof wees nie, want ons het nou pantheïstiese visie bereik, ek wil beskermheer van geloof wees. En terloops, hy is die een wat agter al hierdie omgewingsbeweging sit. En hulle noem hom the sustainable prince. Sustainable development, het julle al daarvan gehoor? Dit is alles mooi woordjies om die wêreld saam te snoer in angs en vrees en bewing vir ekologiese rampe. En dis die hertog van Kent met sy mooi Vrymetelaar handdruk, daar kan julle dit sien, onder die Vrymetelaar teken. Hy is die groot losiemeester, die
Worshipful master, aanbiddingswaardige meester. Kan julle so iets voorstel dat 'n mens so genoem kan word? Dis godslasterlik. En maak nie saak of dit nou die moslim wêreld is nie, of dit die Christen wêreld is nie. Almal flankeer by die vrou. Maak nie saak of dit hierdie president was, wat 'n reuse verandering teweeg gebring het in die VSA, deur die eerste president te wees, wat volle rekognisie gegee het aan die Vatikaan, teen die Amerikaanse konstitusie. Hy het die Amerikaanse konstitusie verkrag. Kennedy het geweier om dit te doen, en hy's dood. En sy navolgelinge, hulle het dit gedoen. En of jy nou 'n Thatcher was, of jy 'n Carter was, of jy die president van die Japaneese is, jy sal gaan kuier by die man in wit, met die regte klere drag. Ek het altyd gesê, as ek eendag genooi sou word om na die paus te gaan en vir hom te kuier, dan gaan ek 'n pink pak en 'n geel das dra. Ek moet net een koop, of iemand moet dit vir my maak. Nou ja, kom ons gaan 'n bietjie meer modern. Die huidige president van die VSA, hy moet natuurlik ook 'n draaidag gaan gooi. Nou sê vir my, is daar 'n ander kerk op aarde waar die konings van die wêreld gaan kers opsteek? Ja of nee? Nee. Daar's net een. En as ons oë oop is, dan moet ons sien dis wat die Bybel sê. En dan die tekenprente dat hulle onder die prente van Loyola verskyn, en hulle sit natuurlik laer as hy. Dit is interessant hoe hulle dit wys. Die swart paus, hy is nie opsigtelik nie. Hy is agteraf en derhalwe soveel meer gevaarlik. Openbaring 17 vers 12, en die 10 horings wat julle gesien het, is 10 konings, wat nog nie 'n koninkryk ontvang het nie, maar mag saam met die dier vir 'n uur sal kry. Hulle het een gesindheid, one mind, en hulle sal hulle mag en hulle krag aan die dier gee. Oorgeset synde, die politieke magte van die wêreld gaan hulle politieke magsarm verleen aan die kerk. Net soos wat dit in die middeleeue was. Kerk en staat gaan saamwerk, en hulle gaan die gesag van daardie kerk aanvaar as die norm. Nou moet ons mooi verstaan, wat is nou verkeerd daarmee? En dit gaan verkeerd wees, as daardie gesag teenstrydig is met die gesag van die Bybel. Is dit nie so nie? Want die Bybel sê, ons moet God meer gehoorsaam as die mens. En daardie typologiese stryd was al van tevore daar in die Bybel. Nebukadnezar het gesê, buig neer, aanbid. En 3 mans het gesê, ons sterf, voordat ons dit doen. Jy sien, daar's mense wat sal sê, jy moet gehoorsaam wees aan die leiers van die land. Ja, dis reg. Maar jy mag nie gehoorsaam wees aan die leiers van die land as hulle teenstrydig met God se wet is nie, reg of verkeerd? Want God se wet is hoër as menslike wet. Jesaja sê in hoofstuk 26 vers 20 tot 21, en kyk mooi na hierdie teks. Come, my people, enter thou into thy chambers and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little while. Jy sien 'n wegraping nie. Kyk mooi na daai teks. Daar's nie 'n wegraping nie. Skryf weg terwyl hierdie vreeslike dinge gebeur. As 'n leerstelling in die wêreld dat ons dit sal ontsnap, die weggeneem te word. Nee. God se volk kruip 'n bietjie weg. Hier kom 'n ding. Until the indignation be overpast, for behold, the Lord cometh out of his place to... Wat sê woord daar? Punish. Ek dog hy kom om die ewige vrede te bring. Punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood. Dan kom daar 'n opstanding. And shall no more cover her slain.
The Lord is at your right hand and he shall, whoops, wat sê dit daar? Execute kings. Teregstel. In the day of his wrath, he shall judge among the nations, he shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries. Wow. Dis wat die Bybel sê. Maar wat leer die kerke? Die Here gaan kom, die hele wêreld gaan bekeer word, al die nasies gaan opruk na Jerusalem en halleluja skree. En hulle gaan almal bekeer raak. Is dit nie wat hulle leer nie, ja of nee? Maar wat sê die Bybel? Dan gaan dit dooie liggame wees. En ek is bly dit sê many en nie almal nie. So, dis hoekom ons maar preek, sodat die paar wat sê nee, ek gaan nie daarmee saam nie. Dalk net soos 'n brandende gerf hierdie ding kan ontsnap. At what do the Jesuits aim? Hulle wil universal dominion alone. Hulle wil die hele wêreld regeer. They hold revolutions in their hands. It is they who rule the world under one name or another. Dis 'n sitaat. Nou moet ons kyk, is dit so? Want die Bybel sê, die hele wêreld gaan hom navolg. Almal is hom onderdanig. Dan kom ons kyk na die revolusies in die wêreld. Vanaf 1750 het ons revolusie na revolusie na revolusie. Daar was die Amerikaanse revolusie. Wie het gesê dat daardie revolusie is geïnstigeer deur die Jesuite? Die president van die FSA het dit gesê. Abraham Lincoln het al daarvan gepraat en gesê, die grootste gruwel in hierdie nasie is die Jesuite. Die Franse revolusie, wie was agter die Franse revolusie? Die Jacobyne. En wie was die Jacobyne? Die Jacobyne was onder die Illuminati, onder Ingolstadt, se Adam Weishaupt. En al die groot manne van die Franse revolusie was Jesuite. Nou luister hoe slim is daai manne. Die Dominikane het gesterf soos vliee in die Franse revolusie. Hulle het hulle daar uit die kerke uitgehaal en hulle doodgemaak. Nou sê die mense, nou sê hulle, kyk nou net daar, die Rooms-Katholieke kerk het verskriklik gelei in die Franse revolusie. Nee, die Dominikane het die Inquisitie gelei. En toe die Jesuite aan bewind kom, toe neem hulle die Inquisitie oor. En daar was stryd tussen hulle. En jy mag nie die Jesuite teenstaan of jy binne die kerk of buite die kerk is. Die doel heilig die middele. Saag hulle af. Vernietig hulle. En dan gebruik dit en sê, kyk, ons kerk het gelei. Dis briljant. Maar die leiers van die Franse revolusie was die Jesuite. Spaanse revolusie, die Jesuite. Hulle was verban, selfs in 'n katholieke land. Pak. Terug. Dis snaaks, dat later in die latere revolusies, selfs die folter instrumente wat in die middeleeue gebruik is, weer gebruik is. Generaal Franco, so laat soos 1976, het nog hy folter goed gebruik. Die Poolse revolusie, die Italiaanse revolusie, die Duitse revolusie, die Russiese revolusie, elke een is geïnstigeer deur die Jesuite. Kyk 'n bietjie na die Franse revolusie. Uit die Franse revolusie kom hierdie dokument. Dit is die manifest van menseregte uit die Franse revolusie. Nou kyk die verwaandheid. Hoe word dit daar gestel? As 2 kliptafels. Met ander woorde, dis die nuwe wet van die wêreld. Nou wil ek graag by julle hoor. Wat hoor mense in die wêreld vandag? Die wet van die Here, die wet van die Here, die wet van die Here, of hoor ons menseregte, menseregte, menseregte? Wat hoor ons vandag? En wat sê die paus? Hy is die kampvegter van menseregte. Sjoe.
Het julle geweet dat menseregte die goddelike wet negeer? Het julle dit geweet? Elke enkele wet in die 10 gebooie word genegeer deur menseregte. Sal later daarby kom. Wat sien ons daar? Daar's 'n hoedjie. Kom ons maak dit 'n bietjie groter. Daar's hy. Staan bekend as die hoed van die Franse Revolusie, die Jakobynse hoed. Die Jakobyne het dit gedra. Wie die Jakobyne georganiseer? Weishaupt. Met ander woorde is die Jesuite wat hulle georganiseer het. En bokant daardie, die slang met die stert in die mond, die slang van die ewige lewe. Dit is Lucifer. En daar 'n bondeltjie stafies met 'n spies deur. Dit is 'n fascia. En 'n fascia is die simbool van fascisme. Want die Romeinse oppergesag het op die Kapitool gestaan. Interessante naam, né? Is daar 'n Kapitool iewers daar in die VSA ook? Hy het op die Kapitool gestaan en as die volk hom aanvaar het, dan het hy hierdie bondel opgelig. En dit is die simbool van fascisme. Goed. Nou waar kom hierdie hoedjie vandaan? Vat julle na die Britse museum toe. Daar is die god Mitra. En wat se hoedjie het hy op? Dink julle hy was deel van die Franse Revolusie? Mitraïsme is die geheime godsdienst van Katolicisme. As jy die 7ste graad in Mitraïsme bereik het, dan was jy vader en jy het 'n gemeente gekry. Wat 'n kerk het 'n vader wat 'n gemeente hanteer? Rooms-Katolieke Kerk. So, met ander woorde, dis die aanbidding van die god Mitra, wat 'n akroniem is vir wie? Lucifer. Nou Albert Pike, ons het gister oor hom gesels, hy het gesê, daar sal 3 wêreldoorloë wees. En dis 'n dokument wat geskryf is Augustus 15, 1871, en wat in die Britse museum gehang het vir 'n lang tyd, en toe later verwyder is. En mense sê, nou ja, dit is 'n vervalsing, en dit is 'n dat, en dit is 'n wat ook al. Maar daar is die datum. En nou, selfs al is dit 'n versinsel, die Engelse het daar 'n uitdrukking wat sê, the proof of the pudding is in the eating. So kom ons kyk hoe die pudding proe. Eerste Wêreldoorlog sou plaasvind, en dit het hy geskryf in 1871, en daar gehang in die Britse museum, is om die tsaar van Rusland omver te werk en 'n ateïstiese kommunistiese staat te stig. Het dit gebeur? Die Tweede Wêreldoorlog sou ontstaan tussen Brittanje en Duitsland om kommunisme te versterk as antitese teenoor die Joodse Christelike kultuur en om 'n sionistiese staat in Israel te stig. Het dit gebeur? Ja, net so. Die derde een sou wees, hy sou in die Midde-Ooste begin en hy sou die Jode, Islam betrek en hy sou internasionaal uitbrei. Daar is nie sprake van so iets nie, né? So, hoe proe die pudding? Goed, hier is net nog 'n sitaat wat dieselfde sê. Nou kom ons kyk na die rolspelers in hierdie oorlog. Is dit 'n georkestreerde ding gewees of is dit nie gewees nie? Daar sit Winston Churchill, daar sit Roosevelt en daar sit Stalin. Dit is die geallieerdes. Snaakse alliansie, maar dit is hulle. Nou wie was hulle? Al 3 van hulle was hoë vrymesselaars. Al 3. Vladimir Lenin, hy was lid van die Grand Orient Lodge. Winston Churchill was 'n 33 graad vrymesselaar en hy was 'n lid van die Druidiese orde en daar is 'n foto van hom saam met sy Druidiese orde. Nou wie was die Druides? Die Druides was sonaanbidders. En hulle aanbid nou nog by Stonehenge. En as jy baie raas op 'n gitaar en jy is die hoë priester van die Druides, dan word jy tot ridder geslaan en jy word sir.
Goed, daar is Stalin. Hy was lid van die Grand Orient Lodge. En Roosevelt, hier is 'n indiskresie fotootjie van hom in sy volle loosiedrag. 33 graad vrymesselaars. En hier is hy, as 'n mens nie wil glo dat hy 'n hoë rang gehad het in die vrymesselary nie, hier is hy in sy Schreiner uitrusting. As jy 'n Schreiner word, dan sweer jy op die Koran en jy kry 'n fes. Dit is dan wonderlik, né? Al is jy 'n Christen. En om 'n Schreiner te wees, moet jy 32 graad vrymesselaar wees, so daar is hulle almal van hulle in die hoogste rang. Nou ek was in die museum gedeelte van die losie in Brittanje. Jy mag geen foto's neem nie, so ek kon nie 'n foto neem nie, maar daar was die voorskoot van Winston Churchill. My vinger het gebrand op my kamera. So daar is geen manier hoe hulle kan ontken dat al hierdie manne groot vrymesselaars was nie. En daar's weer 'n mooi vrymesselaar handdruk. En hierdie ene het hy nog delegant gemaak, Myron Taylor, aan die Vatikaan. Goed, dis die geallieerdes. Nou kom ons kyk na die ander kant. Hitler. Hitler sê, I learned much from the order of the Jesuits. Until now there has never been anything more grandiose on earth than the hierarchical system of the Catholic Church. I transferred much of this organization into my own party. Himmler was 'n opgeleide Jesuit. Joseph Goebbels was 'n opgeleide Jesuit. So hier was hulle almal aan dieselfde kant. Die een onder die voorwendsel van vrymesselary wat deur wie beheer word? Die Jesuite, en die ander ene direk deur die Jesuite. En hierdie SS is gebaseer op dieselfde beginsels as die Jesuite orde. Die oefeninge van Loyola, wat so terloops amper in elke kerk in die wêreld beoefen word vandag. Dis 'n tragedie. Dis 'n tragedie, sonder dat enige iemand weet. En laat ek maar liewers nie daarna toe gaan nie. Ek sal dit in 'n ander lesing doen. So as jy lid was van die kerk, daai handjie het maar opgegaan. Heil. Of jy nou lid was van die weermag, hulle was almal aan dieselfde kant. En of jy nou Lutherse kardinaal was, as daar so iets is, biskop, soos hierdie man, wat natuurlik deur Adolf Hitler aangestel is nadat hy die ware een doodgemaak het, of jy katolieke ene was, heil. Maar hulle was natuurlik nooit vir die nazi-regime nie. Wonderlik hoe hulle self losmaak na die tyd. Het julle al gehoor van die rotlyne, the rat lines? Hoe al die mense uitgesmokkel is deur die kanale van die Vatikaan en uiteindelik elders gaan sit het. En dit is vir my so wonderlik hoe hulle die manne vang uiteindelik, man. Dan vang hulle die groot nazi-kriminele uiteindelik, hy 86 jaar oud, hy is besig om dood te gaan. Hulle sit hom in huisarrest, hou hulle 'n groot hofsaak. Voor die hofsaak nog verby is die man al dood van natuurlike oorsake. En dan is hulle die groot teenstanders van die nazi-wêreld. Is dit nie wonderlik nie? En is klokslag. Hulle dink ons is stupid. Winston Churchill het gesê, the creation of an authoritative world order is the ultimate aim towards which we must strive. Jy weet, mense sê, ag man, dit is teorieë, dit is conspiracy theories. Maar kom ons vra, wat sê die groot manne? Winston Churchill na die oorlog het gesê, ons het 'n nuwe wêreldorde nodig. Charles de Gaulle het gesê, die nasies moet verenig onder een regering of hulle moet vernietig word. Ek wil net iets interessants vertel. Mag ek maar so 'n bietjie stout wees vanaand? Charles de Gaulle is 'n interessante man. Charles de Gaulle, president van Frankryk. Terroris, aangesiene man, kampvegter teen die nasies. Dis mos wat hy was, né? Die magtige Duitsland marcheer deur Frankryk. Katholieke land, né?
Daar val nie eens 'n skoot nie, 6 dae. Weg is Frankryk. Almal in daai land word gearresteer, opgesluit, tronk toe. Maar Charles de Gaulle, hy's 'n slim mannetjie, hy's 'n terroris. Hy bly uit die tronk uit. Hy bombardeer hier en hy bombardeer daar, en hy stel 'n bom hier en hy doen 'n ding daar, en hulle kan die man net nooit vang nie. Maar die nasies is so effektief, jy kan nie boe of baas sê nie of jy's in die tronk. Selfs die buurman hier en die buurman daar, jy's in die tronk. En aan die einde van die oorlog, hier is die groot held wat die resistance gegee het, en hy's president. Is dit nie wonderlik nie? Van terroris na president. Julle lag. Goed, ek het natuurlik gedink aan Yasser Arafat. Yasser Arafat, nou hier's 'n interessante storie. Luister nou mooi. Yasser Arafat, hy's 'n terroris. En sy grootste vyand is Israel. En die geheime polisie van Israel is wie? Die Mossad. En hy is terroris nommer 1, voel vry as jy hom skiet en jy bring sy skelp. Jy gaan ryk beloon word. Net soos 'n ander ou nou wat megaterroris nommer 1 is. Wat sy naam? Osama Kie, nee. Ja, best terrorist money can buy. En hier is Yasser Arafat, en hy is die terroris, en hy pla daai arme Israel, en hulle kan hom net nooit vang nie. En toe op 'n kol is daar 'n krisis by die Palestynë. En Yasser Arafat is in die moeilikheid onder sy eie mense, en daar's 'n groot waarskynlikheid dat hy deur sy eie mense vermoor sal word. Die paus gee opdrag, vat Yasser Arafat uit vir sy eie beskerming. Hy gee opdrag aan Frankryk. Frankryk stuur 'n fregat. Dis nou geskiedenis. Julle kan hom opsoek. Frankryk stuur 'n fregat. En daai fregat gaan sit daar voor Tel Aviv. En daar kom 'n bootjie met Yasser Arafat op die bootjie. En hulle bring hom na die fregat toe. En hulle oorhandig hom. Wie het hom gebring so terloops? Die Mossad het hom gebring. En Yasser Arafat is Rome toe. En daar het hy 3 jaar gebly, totdat daai krisis verby was. Toe bring hulle hom weer terug. En hulle gee hom weer oor. En hy gaan weer, terroris, blaas hierop, blaas daarop, mega terroris, boom, boom. Mossad soek hom, dood na hom, kry hom net nie. Van terroris na president. Koeps. Moet ek nog 'n land noem of is dit nie nodig nie? Verstaan julle hoe die speletjie werk? Die speletjie werk maar nou net so. Charles de Gaulle, nations must unite in a world government or perish. Ja, en as die Oosblok 'n probleem was, hoekom was hy 'n probleem? En hoekom gaan hierdie man, wat nou hoof is van die Gorbachev Foundation, hoekom aanbid hy saam met Jesuïte? En hoekom gaan hy kerk toe saam met Jesuïte as hy 'n ateïs is? 'n nuwe wêreldorde. Malachi Martin skryf in Keys of this Blood, Heaven's agenda, the grand design of God for the new world order had begun, and Pope John Paul would stride now in the arena of the millennium endgame as something more than a geopolitical giant of his age. He was and remains the serene and confident servant of the grand design. Briljant. Duitsland was die protestantse bastion van die wêreld. Dis wat hy was. En die grootste deel van protestantisme in Duitsland was Oos-Duitsland. Al die stede waar Martin Luther gewerk het en gebly het, en waar die sterkste Lutherse verspreiding was Oos-Duitsland. Dis die geskiedenis. Links, as jy nou van onder af opkyk, Frankryk, katholieke land.
En daai oorlog, stil gelê. Onmiddellik, oorgeneem. Niks. Net Charles de Gaulle, wat so elke nou en dan 'n onbenullige ding opblaas. En daar's hy. Aan die ander kant, aan die regterkant, nog 'n sterk katholieke land. Pole. Plat. Niks vernietig nie. Net so. Netjies gehou. En dan is daar 'n paar ander lande, maar hulle is orthodox. Servië. Montenegro. Lelike lande, hulle wil nie buig voor die paus nie. En nou kom Adolf Hitler en hy marcheer Rusland toe. Maar hy vat so 'n draai. Hy gaan nie Moskou toe nie. Hy gaan na hierdie ene en daai ene en hy verpletter hulle. Vernietig hulle. Al daai Balkanstate het hy vernietig. En toe Rusland toe en daar val hy. En na die oorlog, hier kom die Russe en hulle vat al die Balkanstate en maak hulle kommunisties. En hulle vat Oos-Duitsland, wat protestants is, en hulle sny hom af, en 80 jaar lank sê hulle, julle gaan ateïste word. En hulle maak hulle ateïsties. Protestantisme, ortodokse weerstand, weg. Toe daar in Montenegro was, toe gesels ek oor hierdie goed, toe sê hulle ja, Servië kry nou nog pak na pak. Hoekom? Hulle wil hulle mos verset, teen daai man in Rome. Hier sê Malachi Martin, en hy sou weet, pontifikale professor, hy sê, hierdie Paulus, Johannes Paulus II, hy was die geopolitiese reus van sy oor. En dan die vrymeselataal, servant of the grand design, hoofletters, dis 'n godheid. Hy is die een wat die VVO vir die eerste keer toespreek, en die huidige paus het dit nou net gedoen. En toe vra hy in 2004, hy gee sy hele eerste nuwejaars toespraak net daaraan, en hy vra vir 'n nuwe wêreldorde. En aan die een kant die man in swart is Bush, en aan die ander kant die man in swart is Putin, wat nou nie meer president wil wees nie, maar eerste minister. Is dit nie interessant nie? En dan kom hierdie man, Paus Benedict, hy word die nuwe paus. En wat is die eerste ding wat hy vra toe hy paus word? Hy sê, he urged humanity to unite against terrorism, poverty and the environmental blight and called for a new world order to correct economic imbalances. So, al die groot manne in die wêreld vra vir 'n nuwe wêreldorde. Almal van hulle. En nou is dit tyd om die plan te implementeer. Kommunisme is goed gebruik, reg oor die wêreld, om alles wat protestants is, in die knie te dring. Natuurlik nie in ons land nie, nee. Nee, gelukkig nie by ons nie. Ja, en hier kom 'n gateway to the new millennium of freedom. Vryheid is net as jy onderdanig is aan die pausdom. En hy sê, dis 'n groot gedagte in 'n nuwe wêreldorde, en die FSA is die enigste land met die morele gesag om dit te onderskraag. Maar wie se morele gesag? Wie se morele gesag? En hy vra vir 'n nuwe wêreldorde. En toe kom hierdie man, julle ken hom mos, nee? Kofi Annan. En hy sê, in 2005, he urged the European Union and the United States to work more closely as the backbone of the new world order in the 21st century. So is dit klein manne wat vra vir hierdie dinge, of sê dat dit gaan gebeur, ja of nee? Nee, is die leiers van die wêreld. En die godsdienstige leiers. So Duitsland is verbrokkel. Die protestantse bastion is uitgewis, vernietig. As jy daar in Oos-Duitsland gaan, dis 'n tragedie. Ek het nou al partye keer daar gaan praat in Oos-Duitsland. Dis 'n tragedie. Jy wil huil. Hulle glo niks meer nie. Niks. Maar ek het interessante ondervindings daar gehad. Joh, ongelooflike ondervindings. Maastricht. En toe kom
die Europese president, want hulle het mos nou 'n president in Europa, en hy sê, sy naam was Jacques Delors, hy sê, kom ons druk 'n poster, en ons plak hom oor die hele Europa, en hulle doen dit toe. Wat is dit? Dit is die toring van Babel. En wat is dit? Dit is 'n hyskraan. Wat beteken dit? In aanbou. In aanbou. Wie die toring vernietig so terloops? God self het hom vernietig. Want dit was 'n verset. Hier kom hulle, Europa, die president van Europa, hy sê, kom ons wys vir die wêreld in aanbou. Wat sê hy? Wat sê hy? Hy sê, jy het gesê, hulle sal nie aan mekaar kleef nie. Ek het niks vir jou, maak vir my 'n standbeeld, goud, kop tot tone, ons gaan dit doen. Ek het niks vir hom. Dit gaan sports wees om te sien wat daar gebeur. Nog iets wat interessant is, die 12 sterre is onderste bo, en hulle is nie eweredig nie. Waarvoor staan hulle? Hulle staan vir die bok van Mendes. Dis 'n luciferiese poster hier. En die 12de sterretjie kruip weg agter die middeltoring. So jy sien net 11. En as jy weet wat die 11 beteken in die okkulte wêreld, is die getal van chaos. Dis hoekom ons wat se September kry? 11 September, ja. 11, die getal van chaos. Met ander woorde, hierdie nuwe Europa sal uit die pyn van chaos verrys. Chaos wat hulle self veroorsaak het. Arthur E. White skryf, Babel of course represented a Masonic enterprise. Dankie vrymesselaar, so julle was daar aan die begin besig met hierdie ding. Maar die Here het natuurlik daar 'n bietjie ingegryp en nou skryf hierdie man, out of evil comes good. And the confusion of tongues gave rise to the ancient practice of Masons conversing without the use of speech. So om die toring te vernietig, was dit goed of boos volgens hom? Boos. So God is boos en hierdie manne verset hulle teen die God van die heelal. Nou, Strasbourg, ek was daar toe hulle gebou het. En hier is die nuwe parlementsgebou, terwyl hulle daar in aanbou was. Dit was vir my so lekker, want daar staan die huiskraan, sien julle hom? Maar hoe lyk hy? Wat is dit? Dis die toring van Babel. So hulle parlementsgebou is, wat hulle sê vir die Here, jy, vergeet dit, goud, kop tot tone. Daniel, kop af, gaan terug. So daar is wat hy werklik is. Hy is die toring van Babel. Nou dit was 'n vriend van my, sy identiteitskaart, die nuwe identiteitskaart van Europa. En ek het vir hom gevra, kan ek dit afneem, maar ek het sy naam uitgevee. Sien jy, want ek wil gaaf wees met die ouetjie jong. En wat sien julle daarop? Wat is dit? Dis die bok se kop. Toe skryf 'n paar manne aan die regering in Duitsland en sê, "Skus, wat gaan hier aan?" Nou hier is die bokkop op die identiteitskaart, toeval. Hy is daar deur toeval. Wonderlik. En toe kom die heilige alliansie tussen Amerika en die pausdom. En Time Magazine praat van the Holy Alliance. Sommige het dan geantwoord en dit genoem die Unholy Alliance. Nou, Archbishop Quigley het al in 1903 gesê, when the United States rules the world, the Catholic Church will rule the world. Wow. Nou kom ons kyk of hy die gesag het, hierdie man in wit. Daar staan die paus, saam met die Trilateral Commission. Dis seker maar die grootste illuministe in die wêreld. En daar is hulle, en wie staan in die middel? Hy.
En daar is hy in die middel van Bnei Berit. En wat is Bnei Berit? Dis Joodse vrymeselary. So wie is die groot koning van links en van regs en van al die gelowe in die wêreld? Dis hy. Daar staan hy in die middel. En hierdie presidente en al die wat nou ook wil koning kraai, hulle maak die interessantste dingetjie. Ek hou van hierdie ene en sy vroutjie. Sy dra daar 'n interessante borsspeltjie en daar is hy. Wat is dit? Die Phoenix wat uit die as verrys. En hier maak hy 'n interessante teken en daar is 'n uittreksel uit Anton LaVey se Sataniese Bybel en dis dieselfde teken. Nou hulle sê hulle maak hierdie tekens omdat die Dallas Cowboys, 'n voetbalspan, het ook hierdie teken. So ek neem aan hulle is Dallas Cowboy fans. Maar dit lyk vir my Prins William is ook 'n Cowboy fan en Dan Quayle en die huidige president en Tom Ridge en sy vrou en sy dogters, hulle is almal fans. Hulle is ook Skull and Bones natuurlik, lede. En sy dogters, nou ja, is wonderlik. Hulle is baie tevrede met daai voetbalspan. Dit lyk vir my koning Abdullah is ook mal oor die voetbalspan. Sowel as die vorige Yasser Arafat en die Italiaanse premier. Dis seker die wonderlikste voetbalspan in die hele wêreld. En hierdie is interessante foto's. Is baie subtiel, maar daar's 'n okkulte teken in almal van hulle. Daar's 'n okkulte teken, daar's dieselfde okkulte teken, daar's dieselfde okkulte teken en daar's dieselfde okkulte teken. Ek weet nie of julle dit kan sien nie. En as julle dit nie wil glo nie, dan vra julle self hoekom hierdie man by sy campaign foto daai 6 dae gehad het en daai 6 dae gehad het. Die Bybel sê hulle die draak aanbid wat die mag aan die dier gegee het. Word dit 'n bietjie duideliker? Word die profesie 'n bietjie duideliker? Ja. So wat wil die Jesuïte hê? Hulle wil wêreldoorheersing hê, hulle hou revolusies in hulle hand en dis hulle onder een vorm of 'n ander vorm wat die wêreld regeer. Lyk dit nou nog so onwaarskynlik, ja of nee? Lyk minder onwaarskynlik, né? Kom ons gaan 'n bietjie verder. Orde uit chaos. Dis hoe hulle regeer. Jy skep die chaos, ongeag hoe die mense ly wat die chaos moet beleef. Isn't it interesting that the slogan of Freemasonry and thus the Jesuit order is order out of chaos? Courtney Murray, commenting on Pacem in Terris, the encyclical of Pope John, the 23rd states, the process of ordering and organizing the world is at the moment going forward. The issue is not whether we shall have order in the world. The contemporary condition of chaos has become intolerable on a world scale, and the insistent demand of the people of the world is for order. The question is then, on what principle is the world going to be organized? Nou wil ek vir julle vra, wie gee hierdie toespraak? Die man wat die toespraak gee is George Weigel. Nou, wie is George Weigel? Hy is Senior Fellow of the Ethics and Public Policy Center of Washington, D.C. So hy is die dinktank vir die presidente van die VSA. En hy praat oor wêreldorde wat Katolieke vergeet het. En hy het nou 'n nuwe pos bygekry. Hy is nou raadgewer van Paus Benedict die 16de. So, as hy die raadgewer van Paus Benedict die 16de is, een van sy raadgewers, dan dink ek sal dit goed wees om te luister na wat die man sê, reg of verkeerd. Nou, maar kom ons kyk wat sê hy verder. So hy sê, daar's chaos, en ons wil orde in die wêreld hê, en wat se prinsip gaan ons gebruik om daardie orde te skep? En hy sê, a new conversation is in order, a conversation about order, the principle that will guide the ordering of the world and the principles that will guide the response of public authorities to multiple disorders of the world. That conversation should be the result of a revitalization of Catholic international relations theory.
that will be good for the church and good for the world. So op watse prinsipe gaan ons georden word? Rooms-Katholieke prinsipe. Dan het julle die Samuel P. Huntington Class of Civilizations saga gehad. Dis hierdie groot professore wat sê, luister, ons het 'n probleem tussen Islam en die westerse Christo-Joodse beskawing. Bom, wat het jy dan? These? Antithese? Bom! Maak skoon reg rondom, ons het 'n goeie terrorist nodig. Miskien word hy die volgende president, ek weet nie. Maar, ons het 'n goeie terrorist nodig, wat nooit gevang gaan word nie. Nie deur 'n magtige nazi-masjien, of 'n magtige CIA, of 'n magtige KGB, niemand kan hom vang nie. So ons skep een, en dan maak ons chaos. Julle geweet, hy het siek geword. Ken julle die geskiedenis? Osama bin Laden was siek. Hy het gely aan hartsiekte. Terrorist nommer 1. Toe beland hy in die hospitaal. Wat 'n hospitaal? In Pakistan. En weet met hom gaan gesels. 2 lede van die CIA. En toe is hy weer weg. Terrorist nommer 1, ons kan hom nie vang nie, ons kan hom nie kry nie, ons kan hom nie vang nie. Maar is wonderlik hoe al die kameramanne van Time en van al hierdie manne hom kan afneem. Hulle het nie 'n probleem nie. Larry King live. Schuller en King praat. So Schuller, jy het gesels met die Grand Mufti? Absoluut, sê Schuller. Wat is jou storie, is jy? Gelukkig, baie, baie gelukkig. Daar's ekstremiste in die wêreld en ons moet hulle uit die weg ruim, sodat ons die besoedeling in die godsdienstwêreld kan opruim. Wat is die besoedeling in die godsdienstwêreld? Nou moet ons mooi kyk. Theses, antithese. Wie is die eintlike probleem? Die eintlike probleem sit daar. Mense wat die Bybel glo. Dis die eintlike probleem. So nou koppel jy 'n naam aan sulke mense. En jy noem hulle fundamentaliste. Fundamentaliste. En dan skep jy 'n terroriste wat hulle self opblaas omdat hulle gebreinspoel word deur Loyola se tegnieke. En jy noem hulle wat? Fundamentaliste. Nou het jy 'n naam gekoppel. En uiteindelik almal wat nie saam wil speel nie is fundamentaliste en uiteindelik gaan die mensdom sê asseblief bevry ons van die fundamentaliste. Skoonmaak. En dan C4 hulle. 'n fundamentalist volgens die Bybel en volgens die Woordeboek is iemand wat elke woord van God glo. So ek staan vandag voor julle as 'n fundamentalist. Maar hierdie dingetjie is nie 'n bom nie. En ek is ook nie op pad Baghdad toe nie. Iran vra vir 'n nuwe wêreldorde. Dis nou fantasties. Ahmadinejad vra vir 'n nuwe wêreldorde. Wanted. Kyk die dollars op daai man se kop. Ja. Want ook om my 2 CIA manne om nie sommer daar opgetel het in die hospitaal nie. Hulle het seker genoeg geld, nee, hulle het nie nodig nie. En hierdie man, hierdie paus, hy praat met die gematigde Islam. Ignoreer die militante, praat met die gematigdes. Vatican City, Pope Benedict met Egyptian President Hosni Mubarak. Tensions in the Middle East surrounding Iran's nuclear program, tolerance in Egypt, etc., etc. Gaan ons so iets kry soos 'n Hegeliese dialektiek? Gaan ons conflict of opposites is essential to bring about change? Gaan ons dit kry? Aan die een kant het ons vir George W. Bush. Hy sê hy's 'n Christen, maar hier staan hy voor die Joodse muurtjie en hier staan hy voor 'n menorah. Oeps, daar's 'n probleempie met daai menorah.
Tel 'n bietjie. 1, 2, 3, 4 plus die middel is 5, 6, 7, 8, 9. Hoeveel het die ware menorah? 7. 9 onderste bo is wat? O. Okay. En daar het hy sy hoekie op. And President Bush is moving Jews into the Republican Party, but he wants to bring moderate Muslims into the Republican Party. En daar is sy ander segsman en hy praat, luister wat sê sy. Is ongelooflik. Jacobinisme in Amerika. Wat was Jacobinisme? Franse revolusie. Wie was daar agter? Jesuite. Secretary of State Condoleezza Rice used a February 8th speech in Paris to extol the Bush administration's global democratic revolution, which she says continues the work of the 18th century French Revolution. So julle het gedink die Franse revolusie is verby, né? Welcome to South Africa. Kyk nou net hier, is dit nou nie interessant nie? Department of the Army, United States of America. Dis die embleem van die weermag van die FSA. Oeps! Wat is dit? 'n Jakobynse hoedjie in 'n protestantse land. Met 'n Jakobynse hoedjie wat staan vir Mitraïsme, wat staan eintlik vir ek is die militêre arm van die Rooms-Katolieke Kerk. En dis hoekom die aartsbiskop, die hoof van die ridders van Malta, die aartsbiskop van die leermagte van die FSA is. En elke oorlog wat hulle veg, is 'n oorlog, is 'n kruistog vir die Rooms-Katolieke Kerk. Lyk dit nog steeds so onmoontlik? Lyk dit nog steeds so onmoontlik? Wat sê Bush? I'm invested with a divine mission to promote the biblical worldview in the policy carried out by the United States of America. So hier is die kampvegte vir die Bybel, en aan die ander kant is die kampvegte vir die Koran. En daar staan hy. Divine mission driving Iran's new leader, the ultimate promise of all divine religions, says Ahmadinejad, will be fulfilled with the emergence of the perfect human being, the 12th Imam, who is heir to all the prophets. He will lead the world to justice and absolute peace. O mighty Lord, I pray to you to hasten the emergence of the last great repository, the promised one. Ek het nuus vir jou. My Bybel sê, as hy kom, gaan hy die wêreld vul met die lyke van die leiers van die meeste lande. En dit is 'n pypdroom. Maar ons het dit. Ons het 'n tese en ons het 'n antitese. Ons het die moontlikheid vir die konflik. Bush is gereed. En ou Schwarze hier skud mooi blad met hom. Baie interessant. So ek sê nie dit is gaan gebeur nie. Ek sê net die moontlikhede vir die konflik is daar, of die konflik nou al ver genoeg gekring het dat hulle dit kan doen, sal ons sien. Kyk maar na die CNN vir details. Afrika en Rome. Dis 'n baie interessante handdruk wat daai man kry daar in die FSA. Julle ken hom mos, né? En hierdie ene was baie gelukkig oor die handdruk en hy kyk daarna. En hy word genoem of hy word vergelyk met Jesus Christus. En vir my is dit 'n wonderlike ding dat as jy behoort aan hierdie organisasies, dan kry jy die Nobelprys. Het julle geweet? Almal kry die Nobelprys. So die hele ou spul hier het die Nobelprys gekry. Hulle is the peacemakers. En hier kry hy die hostie van die aartsbiskop van Kaapstad. Het julle geweet, dis teen Rooms-Katolieke kanonitiese wet om vir 'n nie-Katoliek die hostie te gee? Teen kanonitiese wet. So, hierdie man sê, hy is nie Katoliek nie, aartsbiskop, jy moet afgedank word, onmiddellik. Is hy afgedank? Het julle gelees dat hy afgedank is? Nee. So wat moet hy wees? Hy is alles. Hy is 'n Hindoe, daar trou hy met Samora Machel se weduwee,
En hier is sy predikant, so daar's die protestante verteenwoordig, die hindoes was verteenwoordig, daar is sy moslim predikant. Wat is die boodskap wat hy uitstuur? Visie van al die godsdienste. So met ander woorde, die oorheersing van die protestante in hierdie land is iets van die verlede. So wie het geseëvier? Protestantisme of katholicisme? En wie het hom beloon met die hostie? Katholicisme. En julle het gedink dit was 'n slegte ouetjie hierdie, né? Julle het gedink hy is sleg, maar kyk met wie hou hy handjies vas. En die hele wêreld weet hulle hou handjies vas, en die hele wêreld doen absoluut niks daaromtrent nie. Hoekom nie? Want hy moet sy werk klaarmaak. Hy moet sy werk klaarmaak, en ons sal sien wat sy werk was. Nou, ek was daar in Harare, toe hulle hierdie ding begin bou het, want dit was vir my baie interessant, toe gaan neem ek dit af. Hulle het nie geld nie, maar hier bou hulle hierdie reuse kompleks, en ek wil net daar kyk op die bordjie, wie bou hierso? Jesuit Province of Zimbabwe. Dis die nuwe hoofkwartier van die Jesuite in Afrika. Snaaks dat hulle dit op 'n ashoop bou. Ordo ab chaos. Orde uit chaos. Uit daardie chaos van vernietiging van wat? Alle protestantse waardes gaan die nuwe wêreldorde verrys. En daar is hulle embleem, die nuwe Jesuite, splinternuut, dit lyk pragtig. Hulle het baie geld hierdie manne, né? Ja, en dan sê hulle, ons moet al ons geld gee vir die armes. IHS, waarvoor staan dit? Hulle sê, Jesus hominus salvator. Maar dit is nie dit nie. Dit is Isis Horus Set, die Egiptiese drie-eenheid. En Suid-Afrika kry 'n nuwe landswapen, ook is so opgewonde gewees. En wat het ons daar? 'n Voël wat reis uit die vuur van die as. Met 'n Vrymetelaar driehoek. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strale. Dis die kroon van Mitra. Hy het 7 strale gehad. Wie regeer hierdie land? Mitraïsme. Jy kan maar net sowel die Jakobynse hoedjie daarop gesit het, is presies dieselfde. So Rooms-Katholicisme het oorgeneem. Hier is die nuwe hoofkwartier, of die hoofkwartier van die VVO. Kom ons kyk na daai manne. Jutant. Hy was een van die eerste sekretaris-generaals. Hy het gesê, World Federalists hold before us the vision of a united mankind living under peace under a just world order. The heart of their program, a world under law, is realistic and attainable. So hy sê, dit kan gedoen word. Die paus was baie gelukkig met hom, en hy het hom baie soentjies gegee. En hy was 'n Marxist. Die volgende een, of een van die volgendes, was Waldheim. Die paus was baie tevrede met hom, en gee vir hom 'n groot handdruk, en hy was 'n wat? 'n fascist. Dis die twee teenoorgestelde politieke sieninge in die wêreld. Maar dit maak vir die paus geen verskil nie, want dit is these, antithese, hy is die sintese. Verstaan julle? Maak geen verskil nie. En hierdie liewe man gebruik toe vir die eerste keer hierdie biskopsstaf. En daar is die gebroke kruis en 'n uitgemergelde Christus wat die Vrymetelaar driehoek onderste bo maak. Dis 'n oorwonne Christus. Verskriklik, is 'n Satans teken. En hy skryf 'n ensiklikal en hy vra vir die nasies om hulle soewereiniteit prys te gee en 'n wêreldregering te skep. Het ons president gepraat van 'n nuwe wêreldorde, ja of nee? Mbeki, ja of nee? Ja, julle let mooi op, ek is trots op julle. The twisted cross, black magicians and sorcerers of the Middle Ages had made use of it to represent the mark of the beast. Paus Johannes Paulus gebruik het en die huidige paus. Spiritual United Nations, hulle stig 'n organisasie met die naam Temple of Understanding. Nou waar stig hulle hom?
Hy is gebaseer in die kathedraal of St. John the Divine. Dis 'n mooi naam daai, né? Dis die episkopale kathedraal. Daar waar hulle die snaakse mense opneem, waar hulle so vreeslik liberaal is. Hier is die kathedraal, dit is die episkopale diocese, en hier is hierdie organisasie gestig. Wat wil hulle doen? Robert Miller, hy was die ondersekretaris-generaal van die VVO, hy skryf, we must move as quickly as possible to a one world government, a one world religion. Hy maak dit 'n bietjie breër. En 'n one world leader. Wonder wie dit kan wees. Nou onthou net, kerk en staat. So hier's nog iemand wat wegkruip iewers. Daar's 2 koninklike huise in die wêreld. 2 koninklikes, wat die oudstes in die wêreld is. Die oudste ononderbroke koningshuis op hierdie planeet is die pausdom. Want die paus is 'n koning. En die tweede oudste een is die Britse koningshuis. En dis baie interessant dat Prins Charles baie met die VVO te maak het. Maar dis 'n ander lesing. Ek het 'n lesing waaraan ek werk, sy naam is The Sustainable Prince. Tyler Desjardins is die man wat agter die VVO se denkwyse gestaan het. En hy was ook die een wat die New Age geïnspireer het. En hy word deur okkultiste die meeste benoem. Nou wat was Tyler Desjardins, wat se organisasie was hy? Kom, is nie moeilik om te raai nie. Hy was 'n Jesuit. Ja, julle het dit. Hy was 'n Jesuit. Hy's nou net onlangs vereer deur die Jesuïte orde. Nou net. Groot verering. Tyler Desjardins, wat skryf hy? Tyler had always viewed the United Nations as the progressive institutional embodiment of his philosophy. Nou Tyler Desjardins, wat is dan nou jou filosofie? Although the form is not yet discernible, mankind tomorrow will awaken to a pan-organized world. Tyler Desjardins inspired his colleague who started a rich process of global and long-term thinking in the UN, which affected many nations and people around the world. Robert Miller skryf, I have been deeply influenced by Tyler. Goed, dan wil ek weet, wat is jou filosofie? Any Teilhardian will recognize in the spiritual transcendence which he announced so emphatically the next step in our evolution. Hy was 'n Marxist, hy was 'n pantheïst, hy was 'n evolutionist, en hy is die vader van die New Age beweging. Hy skryf, I can be saved only by becoming one with the universe. It is a law of the universe that in all things there is a prior existence. Before every form there is a prior but lesser evolved form. Each one of us is evolving towards Godhead. I believe the Messiah whom we await, whom we all await without doubt, await is the universal Christ, that is the Christ of evolution. And I want to marry Christianity and pantheism. Oops, hierdie man is satanies. En dan skryf hy hierdie ding, Tyler Desjardins, a general convergence of religion upon a universal Christ who satisfies them all. So die Imam Mahdi en Jesus Christus, selfde ding. Krishna, Buddha, selfde ding. That seems to me the only possible conversion of the world and the only form in which a religion of the future can be conceived. So die hele wêreld se godsdiens moet verander. So nou as jy jou televisie aansit, dan moet jy kyk na daardie dominee, daardie Rooms-Katolieke priester, Free Spirit, wat hulle alles daar doen, moet jy kyk. Jou kinders moet dit alles leer, en hulle moet sê, dis alles dieselfde, aanbid almal dieselfde God. Dis die nuwe godsdiens. Hierdie man, Dag Hammarskjöld, het hierdie gebedskamer in die VVO gebou, waar hulle sit en sing, I am,
I am, ure lank. Daar's 'n trapezoid daarin, die gebou is soos 'n trapezoid. En dan moet 'n nuwe wêreldgodsdiens kom. Nou ja, Robert Muller skryf, nou eers 'n bietjie sy agtergrond. Hy is die kanselier van die Universiteit van Vrede by die VVO. Hy is die VVO se profeet van hoop en hy's 'n filosoof en hy skryf dat die VVO 'n geestelike dimensie sou bykry. Met ander woorde, dit is nie net politieke dimensie nie. Hy sê, Paus Johannes Paulus sê vir ons dat ons is die messelaars. Oeps, 'n mooi woordkeuse. Ons is die messelaars. En dat dit wat ons hier opbou, sal eers die volgende generasies ten volle verstaan. O, dit is 'n wonderlike ding, hierdie tapestrie wat hier opgebou word, sê Robert Muller. En dan sê hy, iets baie interessant so die VVO. No human force will ever be able to destroy the United Nations, for the United Nations is not a mere building or a mere idea, it is not a man-made creation. So as die mens dit nie geskep het nie, wie het dit dan geskep? The divine success and supreme progress of the United Nations is bound to become reality. And at his choice hour, the absolute supreme will ring his own victory bell here on earth through the loving and serving heart of the United Nations. So daardie divine supreme is nie dieselfde een van die Bybel nie, want die een van die Bybel het gekom en gesê, hy gaan 'n bietjie skoon maak. Het hy nie so gesê nie, daai teks? En hierdie ene sê, nee, hy kom om te sê, wonderlik gedaan my kindertjies, waar kan ek julle soen? Decide to open yourself to the potential of the human race, to infinity of your inner self, and you will become the universe at long last, your real divine self, sê Robert Muller. So hy sê, ons is God. So glo hy die slang of glo hy die Here? The world's major religions in the end all want the same thing. So ons moet 'n bietjie saamwerk, en dit is die naaste aan die hart van die opgestande Christus, dat al die godsdienste nou saamsmelt. Met ander woorde, die God van die Bybel moet saamsmelt met die God van die Koran. Die God van die Koran, het hy 'n seun? Het die God van die Koran 'n seun? Het daai seun gesterf vir enige iemand? Nee. Wat sê die God van die Koran? Wat is jou saligheid? Wat is jou kanse op verlossing? Hoe moet jy leef om verlos te word? Jy moet al die wette vervul. Jy moet al jou rituele nougeset navolg. En as hy toevallig in 'n slegte by is, die dag wanneer jy te sterwe kom, maak nie saak hoe goed jy was nie, jy gaan nie daar wees nie, behalwe as jy deel was van jihad, dan is jy gewaarborg om daar uit te kom. En as jy dit gedoen het, wat is jou beloning? Jy gaan 7de hemel toe. En wat se beloning kry jy daar? Ja, jy kry 'n hele sweterjoel bruide. Hulle is almal maagde. So wat is die rol van die arme vrou in die hiernamaals? Skus, maar ek vra maar net. Lyk vir my min of meer dieselfde as op die hiermaals. So daar's nie baie vooruitsigte vir die arme vrou nie, behalwe om die mans tevrede te hou daar aan die ander kant. In teenstelling, die God van die Bybel sê vir ons waar die probleem begin het. Hy sê die probleem lê by ons is sondig. Hy vra vir ons, bekeer ons. Hy sê vir my, so lief het hy ons gehad, dat hy kom sterf het, sodat ek, wat verlore is, die ewige lewe mag hê, en man en vrou in gelykheid word aanvaar in die hemel. So vrouens, maak julle keuse. Waar wil julle staan? Wat wil julle doen? Die twee gode se verlossingsplan is lynreg
teenstrydig. Reg of verkeerd? Hoe kan die twee dieselfde wees? Die Bybel sê jy kan nie twee meesters dien nie. So hier is 'n probleem, maar wil hulle almal dieselfde ding hê, vrede op aarde? Dit gaan nie net oor vrede op aarde nie, want as ons sê vrede kom vinnige verderf. Hy wil 'n groot alliansie sien tussen die VVO en al die godsdienste op aarde. En dan skryf hy, uniting the world's religions into a global organization, stig hulle 'n organisasie, die United Religions Organisasie, wat begin werk het in 2005. En Robert Miller skryf, do not worry if not all religions will join the United Religions Organizations. Many nations did not join the UN at the beginning, but later regretted it. Ons was gelukkig nie een van hulle nie, nee. Of het ons gesê, nee, ons gaan nie. Ons het gesê, nee, ons gaan nie. En toe sê ons, VVO, wat gaan julle aan ons maak? En later, soos 'n hond met sy stert tussen die bene, sit ons nou in die VVO. Interessant. And made every effort to join. It was the same with the European community, and it will be the case with the world's religions, because whoever stays out or loose will sooner or later regret it. Klink dit soos 'n dreigement, ja of nee? Ja. The world's major religions must speed up their ecumenical movement. My nation, my religion, right or wrong, must be abandoned forever in the planetary age. Goed. Kom ons kyk nou na die opvoeding. Die Jesuïte orde sê, gee vir my 'n kind tot sy 8ste jaar en ek het hom vir altyd, want ek indoktrineer hom, sodat hy daai indoktrinasie nooit uit sy kop uit kan kry nie. Ek is gelukkig, ek is altyd uit die katekesasieklas uitgegooi. Ek moes buite sit. Zwaar, ek moes buite sit, want ek het die katekesasieboek opgeskeer en dit na die non toe gegooi. Omdat sy gesê het, my ma gaan hel toe, omdat sy protestants was. En toe is ek gelukkig buite, so hulle kon dit nie so lekker reg kry nie. The world will not change and find peace if there is not a, wat se ding? New education. UTANT, vorige sekretaris-generaal van die VVO, en julle kan dit optel daar op hulle webblad. Gaan soek dit maar daar en kyk of hulle dit gesê het. So ons het 'n nuwe opvoeding nodig. Het ons 'n nuwe opvoeding? Curriculum 2005. Dis interessant, né? 'n ander organisasie is gestig in 2005. En nou het ons nie meer teologiese skole nie, ons het nou skole van religieuse studies. En daar sit hulle almal ingeryg. En ek mag nie meer bid in die naam van Jesus nie, in 'n skool, of in 'n parlement, of enige sitting wat publiek is nie. Mag nie meer in die naam van Jesus bid nie, want dit gee aanstoot aan die ander. Nou ja, dinge het daarom verander. Die vorige direkteur van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Brock Chisholm, skryf, to achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas. Wow, dis 'n mondvol. So die hele siege moet verander word. En dan het jy natuurlik anargie, en uit daai anargie en wanorde skep jy jou nuwe orde. UNESCO, Julian Huxley is die direkteur gewees. Hy was 'n humanis, hy teken die humanistiese manifesto. Archibald MacLeish het die konstitusie geskryf. Hy was 'n Skull and Bones lid. Baie interessante klomp hierdie. En Huxley skryf 'n gidsboek vir onderwysers. And I said, the destruction of a child's love of country and patriotism is the first step in educating a child for world citizenship. Het hulle dit reg gekry in ons land, ja of nee? Het hulle nie goed reg gekry nie? Perfek! Sê net vir my, ek moet miskien nie sulke vrae vra nie, maar wat voel julle oor die vakansie daar in ons land? Hoeveel voel julle daarvoor? Weet julle ooit wat se vakansiedag dit is as hy kom? Ja of nee?
Nie 'n klou nie, né? Hoekom? Want julle voel vere. Dis waarop dit neerkom. Daar is zero patriotisme, behalwe miskien 'n liefde vir die land self. Maar vir die organisatoriese sy daarvan, het hulle dit reg gekry, ja of nee? Perfek. Perfek. Bladsy 8 sê, we have to correct the errors of home training. Wow. Dis 'n bom. Nou wie gee die opvoeding in die huis? Die ouers. So wie's verkeerd? Die ouers. Wat is daar die foute in die opvoeding? Protestantse waardes. Dit is die probleem. Nou hierdie Robert Miller was die vader van globale opvoeding. En wat 'n nagmerrie is dit nie? 36 jaar lank werk ek aan die universiteite. Ek was op Stellenbosch Universiteit, Kaapstad Universiteit, Wes-Kaapland Universiteit, 15 jaar lank professor. 4 van daardie in die mediese fakulteit, die res van hulle in die dierkunde departement. En as iemand dit met sy eie oë gesien het, dan is dit ek. Dis net ongelooflik hoe die situasie verander het. Oornag. Skielik is die teologiese fakulteit weg. Skielik is die hele gesagsstruktuur van die universiteit weg. Skielik is dit die stert wat die hond swaai. Skielik is daar geen professor meer in die senaat nie. Skielik is daar geen beheer nie. Skielik gaan almal moet deurkom, or else. Skielik. Ek het dit gesien, dit was 'n tragedie. Dit was 'n tragedie. Want ons moet hierdie kosmiese bewustheid moet ons kry. En hier skryf hy in die voorwoord van die World Core Curriculum, dit wat in elke land in die wêreld opvoedkundig geleer moet word, dat dit gebaseer is op Alice A. Bailey. Kan dit nie glo nie. Alice A. Bailey is die een wat geskryf het in die Lucifer Joernaal. En ons moet een universele Christus hê wat almal tevrede gaan maak. En dan moet ons 'n nuwe ekonomiese orde kry. The New International Economic Order. Dit gaan baie interessant wees. A new international economic order, the UN General Assembly outlined the plan to redistribute the wealth from the rich to the poor nations. Terloops, wie is die ryk nasies? Die protestantse nasies is die ryk nasies. So wie gaan onteien word? Die protestante gaan onteien word. Terloops, redistribusie van rykdom. Die gebod sê, jy mag nie steel nie, jy mag nie jou naaste se goedere, wat impliseer dat die naaste goedere het, ja of nee, begeer nie. Daardie storie, boeties en sissies, is iets van die verlede. Hulle gaan dit wegvat. Goed, gaan weggevat word. Op watse basis word dit gedoen? Die encyclical Rerum Novarum van die Rooms-Katholieke Kerk is die wonderlikste encyclical wat ek nog ooit in my lewe gelees het. Terloops, ek het hom saamgebring, maar ek het hom nou in die tas hier agter. Ek is so lus om gaan haal hom en lees vir julle 'n paar stukkies. Ek sal vir julle 'n paar stukkies wys. Dit is ongelooflik. En al die pause sedertdien, Paus Johannes Paulus II, Benedict, almal onderskraag dit as die model vir die nuwe ekonomiese bestel in die wêreld. Nou wil ek hê julle moet mooi daarna kyk en julle eie situasies oordink. Rerum Novarum on the condition of the working classes. Wat is die ekonomiese gedagte? Rerum Novarum haal Thomas Aquinas aan. En Paus Johannes Paulus haal dit aan en Benedict haal dit aan. Thomas Aquinas wrote, because the goods of some are due to others by natural law, there is no sin if the poor take the goods of their neighbors.
Thomas wrote, in cases of need, all things are common property, so that there would seem to be no sin in taking another's property, for need has made it common. Okay? Summa theologica. Not only is such taking of another's property not a sin, it is not even a crime. It is lawful for a man to succor his own need by means of another's property, by taking it either openly or secretly. Is dat nie interessant nie? Nor is this, properly speaking, theft and robbery. It is not theft, properly speaking, to take secretly and use another's property in case of extreme need, because that which he takes for the support of his life becomes his own property by reason of that need. In a case of a like need, a man may also take secretly another's property in order to succor his neighbor in need. Dis wonderlik. Ek het 'n televisie nodig. Ek het hom nou nodig. En ek dink Pietie het sommer ook een nodig. Ek kan 2 vat. Is nie 'n probleem nie. En nou wil my rekenaar nie werk nie. Hy's stout. Nou, dis sekerlik 'n oudtydse gedagte, né, van Thomas Aquinas. Maar kom ons gaan na Paus Johannes Paulus II. Hy is nog nie so lank dood nie. Hy sê in sy encyclical on social concern, it is necessary to state once more the characteristic principle of Christian social doctrine. The goods of this world are originally meant for all. The right of private property is valid and necessary. So julle mag maar grond besit. But it does not nullify the value of this principle. Private property, in fact, is under a social mortgage. Wat beteken dit? Wat sê die paus? Hy sê jy mag private eiendom besit, maar is nie joune nie. Hy sê on a social mortgage, hy behoort eintlik aan almal. En as hulle dit nodig het, dan kan hulle dit maar vat. En jy moet sê, waar wil jy slaap? Hierdie slaapkamer of daai slaapkamer? En moet ek uittrek of wil jy kan inbly? Ja, Rooms-Katholieke denken. Gaudium et Spes, the Vatican II Constitution, Johannes Paulus, quoteer het. Hy sê, if one is in extreme necessity, he has the right to procure for himself what he needs out of the riches of others. Is die landwette wat hierdie dinge betref verander, ja of nee? Ja. En die ou dae, as iemand by jou ingebreek het en jy het hom geskiet, dan was jy die volgende dag in die koerant as 'n held. Man betrap of vrou betrap inbreker. Inbreker sien sy Moses. Dit was die ou dae. Wat gebeur vandag? Man skiet arme drommel wat niks het nie. Sal sy Moses teekom in die hof en vir ewig in die tronk moet bly. Gelukkig het ons nog nie die doodstraf nie. As 'n polisieman iemand doodskiet in jou huis of elders, wie gaan tronk toe? Hy. Ek het al die polisie hoofde by my gehad na so 'n lesing. Die een het 'n senuwee-ineenstorting gehad. Sê vir my, ons hande is afgekap. Nou die dag het hulle my rekenaar gesteel 2 in die nag in my huis. Seker so 5 tree van my bed af. 2 in die nag. Ek het die polisie gebel die volgende oggend. Hulle het kom tee drink. Dit was baie lekker. All goods includes not just goods found in nature, but manufactured goods as well. John Paul declared that all men must have access to those goods which are intended for common use, both the goods of nature and manufactured goods. Ekskuus, ek het jou kar nodig. Hierdie ding is nie 'n grap nie. Dit is die nuwe sosiale orde van chaos en dis lewendig en teenwoordig in ons land. En daar's niks wat julle of ons daaromtrent kan doen. Ons kan die heining so groot maak soos ons wil. Ons kan die elektriese drade span so groot soos ons wil. Help dit so terloops?
Wat het nou die dag hier gebeur in julle grootste, beskermste klein oortjie hier aan die kant? Dink gister of eergister. Was mos aan die koerante. Wat het gebeur? Die mense is in daai beskermde oorde geskiet. En die manne word hulle gevang. Hulle word nie eens gejaag nie. Hier en daar om mense stil te maak. Nou kyk nou na Zimbabwe. Hoekom tree die wêreldgemeenskap nie op teen sulke ooglopende onregverdigheid nie? Hoekom nie? Want hy doen wat hy moet doen vir sy oppergesag wat vir hom sê wat hy moet doen. En hoekom hierdie mannetjie wat hier sit in hierdie stad, as hy ooit hier is, hoekom hou hy handjies vas met hom? Selfde rede. En julle dink is 'n swart-wit kwessie. Ek het nuus vir julle. Wat het hulle gedoen met die Zulu? Om in twee gedeel. Wat doen hulle in Zimbabwe tussen daai twee stamme? Die een is hoofsaaklik Katoliek en die ander een is hoofsaaklik Protestants. Wat doen hulle met die Hutus en die Tutsis? Die een is hoofsaaklik Protestant, die ander een is hoofsaaklik Katoliek. Wat het hulle gedoen in Ethiopië? Het julle geweet dat die Ethiopiërs die Sabbat gehou het? Die 7de dag Sabbat? En dat Mussolini wat Kampsdag teen Engeland veg, sy weermag stuur na Ethiopië toe. Waarom? Wat het hy uit te waai in Ethiopië? Hoekom het die bloed gevloei deur daai Ethiopië soos jy nie kan glo nie? En hoekom het die seun van die koning gesê, asseblief pa, op om die mense dood te maak, kom ons maak 2 feesdae, Saterdag en Sondag, ek kan dit nie meer vat nie. En hoekom het hulle 'n ander godsdiens geskep en 'n god gemaak van 'n koning met die naam van Haile Selassie en die Rastafarians begin met 'n dwelm godsdiens en sê net swart mense gaan hemel toe. En die teenvoeter, tese, antitese is groepe mense wat sê net wit mense gaan hemel toe. Ons het nie sulkes in die land nie, né? Mense, hierdie is 'n globale oorlog, dis nie 'n Suid-Afrikaanse oorlog nie. En dit gaan nie weggaan nie tot die wederkoms nie. Want die Bybel sê, hulle gaan hulle mag gee aan die dier. Nou, gaan ons nou as gevolg daarvan moedeloos raak? Of nie? Wêreldekonomiese Forum. Fantasties hoe hulle dit hier uiteensit. Die mense is briljant met hulle teikenfoto's. Daar sit 'n vorige president van die FSA. Daar sit iemand wat die Europese moondhede verteenwoordig, die ruggraat van die nuwe wêreldorde. Was dit nie so nie? Daar sit die rykste man in die wêreld, of daar staan hy, die rykdom. En wie stel jy nou voor? Wie stel hy nou voor in die prentjie? En hy staan in die middel. Die armoede. En wie is jy? Ek is Bono en ek speel vir 'n band met die naam van U2. En ek is die gas van die paus en ek dra 'n gebroke kruis en ek dra duiwelshorings en ek maak 'n duiwelteken en ek swaai 'n onderste bo kruis in my rockkonserte. Dis wie ek is. En ek is op die verhoog saam met die magtige Nelsie. En ek tree op by 6 of 4, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6. Ek is 'n satanis, want ek dra die gebroke kruis. En ek is 'n maatjie van die paus. En ek het sy volle ondersteuning. En ek gaan die jeug se koppe draai met my musiek. En hulle arms gaan swaai. En hulle gaan die dier aanbid. En hulle gaan nie weet dat ek verteenwoordig Lucifer nie. Maak die ding sin of nie? Begin dit sin maak? Hoekom is hierdie mense die vriende van die presidente en die vriende van die grootste leiers in die wêreld? En hoekom sit hy op 'n ereplek? Miskien langs Oprah Winfrey, langs die president. En Oprah Winfrey het 'n nuwe kanaal waar sy leer
'n course in miracles, hoe ons Godheid bereik. En ons drink dit in. Ons drink dit in en dink, dis wat ons nodig het. Hierdie filantrope, kyk hoe help hulle vir almal. Wonderlik. Daar's Bono met daai president, daar's Kid Rock. Wat is die tekens wat hulle maak? Wat het lig en duisternis in gemeen? Hoekom word hierdie mense beëer en beridder in die wêreld? And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered to make war against him that sat on the horse and against his army. Teen wie is hierdie oorlog? Hierdie oorlog is teen Jesus Christus. Hierdie oorlog is nie teen julle nie, of teen my nie, of enige iemand anders nie. Hierdie oorlog is teen Jesus Christus, en as ek Jesus Christus in my lewe aanvaar as my persoonlike saligmaker, as my God en my verlosser, dan gaan ek pas. Hus is verbrand. Cranmer is verbrand. Latimer is verbrand. Hulle het gesing, Hooper is verbrand. Hulle het gesing, hulle het regop geloop, hulle het die brandstapel gesoen. En ons kerm. En die rede hoekom ons kerm is omdat ons nie verstaan nie. So nou as julle die nuus lees en julle sien hierdie dinge, dan sê die Bybel, wat? Kyk af en word mismoedig? Nee, kyk op. Waar gaan my hulp vandaan kom? My hoop is in die Here. En hy het beloof dat die koppe gaan waai. En as ek in die tussentyd moet sterf op grond van wat nou hier gebeur, wat maak dit saak? In 'n oogwink en hy wek jou op by die dode. Reg of verkeerd? So mense, moenie mismoedig raak oor die situasie in Suid-Afrika nie. Moenie mismoedig raak oor die situasie in die wêreld nie. Dis tekens van die tye. Ons gaan huis toe en dank die Here. Amen.